geliefde, baie welkom by hierdie uitsending. Nie net vir u as gemeente nie, maar ook vir almal wat inskakel en wat hierdie dienste en ook hierdie reeks gevolg het. Wil sommer net vir u sê baie welkom. En ek wil regtig glo dat waar ons vandag die reeks uit Openbaring gaan afsluit, wil ek sommer net glo dat dit vir u almal tot baie groot seën was. Vir myself was dit 'n heerlike ervaring. 'n Mens spandeer ure in die teenwoordigheid van die Here. Jy spandeer ure rondom die woord en rondom dit wat die Here vir jou wil sê. So dit was regtig vir myself 'n baie groot ervaring. Ons het die 20ste Desember begin uit die boek Openbaring, hoofstuk 1, en daar het dit vir ons gehandel. Die tema was die baba in die krib is die Alfa en die Omega. Die 25ste Desember op Kersdag het ons gaan stilstaan by Openbaring 12, 13 en 14 en daar het ons besef dat Jesus Christus, die baba in die krib, is die teken van die Satan en die bose. Toe het ons die Sondag 27ste Desember het ons gaan kyk na Openbaring 15, 16 en uitgeloop amper selfs tot by Openbaring 19, waar dit dan is dat die lam en God self, dat hulle die mag van die bose en ook vir Babylon verslaan. Verlede Sondag, die 3de Januarie, het dit gehandel oor Openbaring hoofstuk 19 en 20, waar dit gegaan het oor die val van Babylon, en dan ook inderdaad oor die woorde dat die Here Jesus die koning van die konings en die Here van die heersers is. En vanoggend, geliefdes, is dit so 'n aangrypende gedeelte uit Openbaring 21 en 22 met die tema die baba in die krib is die oorwinnaar. Hy is inderdaad die Alfa en die Omega. En vanoggend gaan ek 'n styl volg wat ek eintlik nog nooit in my lewe gevolg het nie, en dit is om die woord te lees, omdat dit 'n geïnspireerde woord is, sodat u kan ervaar watter verstommende beelde en waarhede daar uitkom. So geliefdes, ek wil ook dan glo dat hierdie vir u die ultimate sal wees, dat dit die hoogtepunt sal wees, nie net van die boek Openbaring nie, ook nie net van die Bybel nie, maar ook inderdaad die hoogtepunt van u en my lewe. Want geliefdes, na alles is ons lewensdoel gekoppel aan Openbaring 21 en 22. Ek vra so 'n bietjie verskoning dat die dienste dalk 'n bietjie lank kan wees. Maar ek wil baie dankie sê vir elkeen van julle wat hierdie uitsendings nie net een keer kyk nie, want daar is doodgewoon te veel stof om sommer net te absorbeer. So dankie dat u dit weer en weer gaan kyk en weer waarhede ontdek, so saam met die woord van God. Ons wens u die seën van die Here ook toe en baie sterkte ook vir hierdie jaar wat voorlê. Ek wil graag begin met die woorde uit Openbaring 1 vers 7 en 8 en hier staan geskryf: kyk, hy kom met die wolke en al die mense sal hom sien, ook hulle wat hom deurboor het, sal oor hom in selfverwyd treur of weeklag. Ja, dit is seker. En dan vers 8, ek is die Alfa en die Omega, sê die Here God, hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Nou geliefdes, ons wil hierdie erediens en hierdie uitsending begin in sy naam, die naam van die Alfa en die Omega, die begin en die einde, in die naam van hom wat is, wat was en wat weer kom. En in dit sal hy vir u ook sê, moenie bang wees nie. Wil hy jou seën met geloofskrag, met geloofsoortuiging, wil hy jou seën met 'n vaste liefde vir God en 'n vaste geloof in God. Geliefdes, hier lê 'n jaar voor en God self is bereid om saam met ons hierdie jaar in te stap, maar hy vra van ons dan ook dat ons hom sal gehoorsaam en dat ons hom sal dien. Die Here seën jou, vir jou en jou kinders, of vir die kinders en hulle ouers, oud
en jonk. En ons almal sê daarop, Amen, Here, Amen. Kom geliefdes, kom ons luister saam na 'n baie besonderse lied van Michael W. Smith, die Agnus Dei, en ons geniet hierdie verstommende aanbiddingslied, waardig is die lam, waardig is die lam, halleluja. Kom ons luister daarna, nie net luister nie, maar kom ons aanbid hierdie God van die boek van Openbaring ook met hierdie woorde. Geniet dit en beleef dit.
ons maak ons Bybels vandag oop by Openbaring 21 en 22. 21 en 22, maar ons gaan nie daar begin lees nie. Ek wil graag saam met u lees van Openbaring 20 vanaf vers 11. Vanaf vers 11. Nou kan ek vir u sê, die stryd tussen die mag van die lig en die mag van die bose is nou op 'n einde. Die trilogie van die Satan, of die sataniese trilogie, die draak, die dier uit die see, die dier uit die aarde is verslaan. Hulle is in die vuurpoel gegooi, saam met hulle almal wat inderdaad dan ook nie in God geglo het nie. En nou is daar 'n ander dimensie wat aanbreek in die boek Openbaring. En voordat ons dan daaruit saam gaan lees en dit saam gaan uitlê en verduidelik, wil ek vir u vra dat ons eers saam moet bid. Kom, ons bid saam. O, Here onse God, dit is so 'n voorreg om in u te mag glo. Dit is so 'n voorreg om te kan bely dat ons glo in God die Vader, die skepper van die hemel en die aarde. Dit is so 'n voorreg om die Here Jesus Christus as ons verlosser te kan bely en daarby alles wat met hom saamhang. Dit is ook so 'n voorreg om ons geloof in die Heilige Gees te kan bely, ook met dit wat die Heilige Gees op hierdie aarde kom doen het. Maar Here, dit is so 'n voorreg om te kan weet dat elke mens wat hierna kyk of wat hierna luister, gelowig of ongelowig, dat ons almal die geleentheid het om te ervaar en te kan sien dat dit wie u is en wat u hier gedoen het, was alles vir ons. En daarom wil ons u kom loof vir Kersfees 2020 en ons wil u loof vir 'n nuwe jaar 2021. Want Here, ons weet, ons is nie alleen nie. U is by ons en ons is saam met u deel aan hierdie verstommende realisering van u mag en u majesteit, van u heerlikheid, nie net in die hemel nie, maar ook dan inderdaad ook op die aarde. En daarom kom bid ons saam met ons kinders, saam met ons jong mense, saam met ons bejaardes, en wil ons vra, Here, kom met hierdie woord na ons toe en seën ons daarmee. In die wonderlike naam van die Lam, in die wonderlike naam van die Vader, in die wonderlike naam van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ek het gesê, ek gaan 'n ander styl gebruik vandag. En daarom vra ek vir u om lekker saam met my in die Bybel te volg wat ek hier lees, en ek gaan dan toelichting gee, en ek hoop u ervaar dit ook so nou dat die reeks, dat ons hierdie reeks gedoen het, dat u dit ook sal ervaar, dat dit nou vir u soveel meer betekenis het. Ek lees vanaf vers 11 in Openbaring 20. Hier het ons te doen met 'n troontoneel, en hier staan geskryf, toe het ek 'n groot wit troon gesien, en die een met 'n hoofletter wat daarop sit. Luister hierdie woorde, die aarde en die hemel het voor hom pad gegee. Later sal jy sien dat selfs die see ook pad gegee het, dat dit met ander woorde verdwyn het. Daar's 'n nuwe era wat nou aanbreek. Dan staan hier geskryf, en daar was nie meer plek vir die aarde en vir die hemel nie. Kyk hier, vers 12. Ek het die dooies groot en klein voor die troon sien staan, en die boeke is oopgemaak. Daar is ook 'n ander boek oopgemaak, dit is die boek van die lewe. Die dooies is toe geoordeel volgens wat daar in die boeke geskryf staan oor alles wat hulle gedoen het. En dan staan hier, die see het die dooies teruggegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dooies teruggegee wat in hulle was, en oor elkeen is geoordeel volgens wat hy gedoen het. Toe is die dood en die doderyk in die vuurpoel gegooi. Dit is die tweede dood, die vuurpoel. As daar gevind is dat iemand se naam nie in die boek van die lewe geskrywe staan nie, is hy in die vuurpoel gegooi. Geliefdes, ons het hier te doen met God wat as regter op sy troon sit. Die mense wat gesterf het, die eerste dood, die liggaamlike dood of fisiese dood, hulle is teruggegee daar uit die see uit en uit die doderyk uit,
En nou staan hulle voor God en daar word boeke oopgemaak waarin hulle lewensgeskiedenis opgeteken is, waarin hulle dade aangeteken is en hulle word natuurlik geoordeel. Jy en ek sal ook deel wees daarvan. Ons word dan geoordeel op grond van ons lewe, op grond van ons getuienis op hierdie aarde. Daarom is dit so ontsettend belangrik dat ek dink ons sommer al hierdie aanvoeling ook moet kry, dat 'n mens kan 'n belydenis hê, maar as jy nie die lewe het nie, en as daar nie hierdie dade is nie, as dit nie gepaard gaan met 'n heilige lewe nie, dan sal dit in die boek opgeteken staan en sal dit inderdaad ook teen ons tel. Maar daar is ook 'n ander boek wat hy noem, die boek van die lewe. En ons in die boek van die lewe kry ons van Genesis 2 af, speel dit 'n rol en kry ons dit dwars deur die boek Openbaring, dat dit uiters belangrik is dat ons name in die boek van die lewe geskryf staan, omdat ons die redding deur Jesus Christus aanvaar het en omdat ons deur hom gered is. So hier staan ons voor die troon van God en hy tree by hierdie eerste toneel, tree hy op as 'n regter om dan die te oordeel of ons almal te oordeel, en dan staan daar dat as jou naam nie in die boek van die lewe staan nie, dan is jy nie gered nie en sal jy saam met die aarde en ook saam met die hemel, die ou aarde, die ou hemel, sal jy dan ook vergaan. Maar dan by Openbaring hoofstuk 21 het ons te doen met iets verstommends. Dis die tweede toneel. Hier staan, toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn en die see het nie meer bestaan nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Toe het ek 'n harde stem van die troon af gehoor sê, kyk, mense, dit is so mooi. Hierdie koms, hierdie aanbreek van hierdie nuwe Jerusalem, wat uit die hemel uit afdaal, en wat nou hier aan Johannes geopenbaar word, terwyl hy saam met die engel daar op 'n baie hoë berg staan hier geskryf, toe het ek 'n harde stem hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Ons het die spanning in die res van Openbaring beleef, dat God in die hemel is, dat Satan ook in die hemel was, dat hy uitgegooi is, en dat hy dan in Openbaring deur Michael finaal uit die hemel uitgegooi is, en geen toegang meer tot die hemel gehad het nie. Nou sê hy, God se woonplek is nou by die mense. En is daar nou nie meer is verskil tussen hemel en aarde nie, maar hier staan geskryf, die woonplek van God is nou by die mense. Luister hier, hy sal by hulle bly, hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie, ook leed en smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan. Toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. Geliefdes, baie mense sou dink dit is maar 'n fabel, dit is maar 'n storie. Maar geliefdes, in hierdie woord word ons elke keer daaraan herinner dat dit waar is en dat dit van God af is. Ons kry hierdie openbaring van Johannes, waar God hom ingeroep het om te sê, dit gaan sleg met die mense op die aarde, ek wil vir hulle iets openbaar, ek wil die gordyne ooptrek, sodat hulle kan sien waarheen hulle op pad is, en hulle kan verstaan wat my plan met hulle is. En daarom, geliefdes, is dit so wonderlik, dat hier dan ook geskryf staan, en daarna sê hy, skryf hierdie woorde op, want dit is betroubaar en waar. En hoor wat sê hy. Verder sê hy vir my, dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en Omega, die begin en die einde. Aan elkeen wat dors het, sal ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe verniet. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry, en ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees. Geliefdes, weet jy wat sien 'n mens hier? Mens vind hier spore van die Ou Testament.
'n mens vind die spore van die verbondsluiting tussen God en Abraham. Ek sal jou God wees en die God van jou nageslag en al hulle geslagte. Ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal my volk wees. En dan staan hier geskryf, staan hier die woorde, elkeen wat die oorwinning behaal, sal alles kry en ek sal sy God wees en hy sal my seun of dan my volk wees. Geliefdes, dit is die hoogtepunt van die lewe. Dit is die uiteinde van elke mens se lewe, van elke gelowige mens se lewe. Maar as u vandag daarin twyfel, gaan lees hier die Bybel, kom onder die beheer van die Heilige Gees, kom onder die krag van God en ervaar dat God dit ook vandag vir jou sê. Maar daar is ook slegte nuus, al het die oordeel klaar plaasgevind. Staan hier dan geskryf by vers 8, maar die wat bang en ontrou geword het, die losbandiges, moordenaars en onsedelikes, bedrieërs en afgodsdienaars en al die leenaars, hulle lot is die poel wat met vuur en swaal brand. Dit is die tweede dood of dan nou die ewige dood. Vandag sit hier mense en kyk, mense en luister. Vandag stuur u hierdie boodskap aan na 'n klomp ander mense toe, wat besmoontlik glad nie meer in God glo nie, wat verhard geraak het, wat net eenvoudig dink, hulle sal niks oorkom nie. Maar hierdie woord, geliefdes, het ek eenmaal in my lewe met 'n duiwelbesete mens te doen gehad, dat toe ek hierdie woorde vir hom lees, het daardie persoon omtrent beserk geraak. Want daardie persoon met die bose gees in hom het bevestig dit is waar, maar ons het dit nie nodig gehad nie. God waarborg die waarheid van hierdie woord. So hierdie toneel is 'n ander toneel en daarom vat ek jou na toneel 3 toe. En geliefdes, dit is so mooi, dit is my moeilik om gedeeltes uit te sny. Ek lees dan vanaf vers 9. Voor ek dit lees, wil ek jou vra, probeer 'n bietjie die verskil tussen die stad Babylon en die stad van die Nuwe Jerusalem. Probeer dit 'n bietjie aanvoel. Want Babylon was totaal duiwels en satanies, boos. Jerusalem is sondevry en heilig, die woonplek van God. Ek lees saam met jou. Toe het een van die 7 engele, wat die 7 bakke het, waarin die 7 laaste pla was, gekom en met my gepraat. Dit is Johannes wat hier skryf. Die engel sê toe vir hom, kom, het hy gesê, ek sal jou die bruid wys, die vrou van die lam. Ons het gesê, Babylon was Satan se vrou. Die Nuwe Jerusalem is die bruid van Christus, die bruid van die lam. Hoor hoe beskryf hy haar. Hier staan, ek is toe deur die Gees meegevoer en die engel het my na 'n groot hoë berg toe geneem en die heilige stad Jerusalem vir my gewys, wat van God af uit die hemel uit afkom. Die stad, luister mooi, het die heerlikheid van God. Sy glans is soos die van die kosbaarste edelstene, soos 'n kristal helder opaal. Onbeskryflike heerlikheid, goddelikheid, reinheid, noem dit op. Hy sê die stad het 'n groot muur, 'n hoë muur met 12 poorte gehad. Ek moet dit vir julle lees, want dan verstaan jy onmiddellik ook die 144.000. Hy sê, by die poorte is daar 12 engele, en op die poorte is daar name geskryf, die van die 12 stamme van die volk Israel. Maar luister nie net dit nie. Ek lees verder. Aan die ooste kant is daar 3 poorte en so meer. Maar kyk 'n bietjie by vers 14. Die stad se mure 12 fondamente. En daarop is daar ook 12 name, die van die 12 apostels van die lam. Geliefdes, wat 'n mens hierin sien is dat die eerste 12 van die 12 maal 12, die eerste 12 is die stamme van ou Israel of van Israel. En hulle name is geskryf op die poorte, die 12 poorte wat in hierdie Jerusalem is. Maar daar is dan ook 12 fondamente met die 12 heilige apostels se name daarop.
as verteenwoordiging van die Nuwe Testamentiese kerk. So geliefdes, ek en jy en almal wat in God geglo het sy voor die koms van die Here Jesus of na die koms van die Here Jesus, wat in hom geglo het en wat hom aanvaar het en vir hom geleef het, word op hierdie manier betrek in hierdie stad. Ag, en dan lees ek vir u verder. O geliefdes, ek wil jou nie verveel nie, maar daar staan die engele toe met 'n meetstok gekom. En hy het hierdie stad se lengte en breedte en hoogte het hy gemeet. En dan sê hier, dit was 12.000 kilometers lank, dit was 12.000 kilometers breed, dit was 12.000 kilometers hoog, soos 'n kubus, wat alles die heerlikheid van God en van die nuwe Jerusalem, van die nuwe skepping weerspieël. Hy sê ook hier, as hy gaan kyk na die fondamente van die stadsmuur, dan was dit, as hy kyk na die boumateriaal, dan sê hy die muur is van opaal gebou en die stad self was met suiwer goud gebou. Ek is nou daar by vers 18. Hulle is met suiwer goud gebou. By vers 19 sê hy, hoe uit watter edelstene hierdie fondamente gebou is. Dit alles bedoelende om vir jou en vir my as nietige wesens te sê, luister, dit weerspieël en weerstraal die heerlikheid van God. En dan gaan ek 'n bietjie spring by vers 22. Kyk wat staan daar. Openbaring 21 vers 22. Die tempel het ek nie in die stad gesien nie. Hoekom nie? Want sy tempel is die Here God, die Almagtige en die Lam. Die stad het nie son en maan nodig om hom te verlig nie, want die heerlikheid van God het hom verlig en die Lam is sy lamp. Kan jy dink, daar's geen kragonderbrekings nie, geen load shedding nie, geen ligbesoedeling nie. God self en die Lam, Jesus Christus, is die lig vir hierdie stad. En daarom sal hy ook hier vir ons sê, dat daar nooit in hierdie stad dat daar nie in hierdie stad duisternis was nie, daar was nie nag nie. Kyk hoe beskryf hy die stad, hy sê by vers 24, die nasie sal in die stad se lig lewe, en die konings van die aarde bring hulle skatte daarheen. Die poorte daarvan word gedurende die hele dag nooit gesluit nie, met ander veiligheid, en dan sê hy vir ons, daar sal nie meer nag wees nie. Die mense sal die skatte en die rykdom van die nasies daarheen bring. Luister hierdie woorde. Met ander woorde, geliefdes, die beeld wat hier geskep word, is dat die nuwe Jerusalem is amper 'n normale stad, maar ook heeltemal abnormaal. Want kyk wat staan hier geskryf. Daar staan by vers 27, niks onreins en niemand wat iets losbandigs en vals doen sal ooit daarin kom nie, maar net die wie se name in die boek van die lewe, die boek van die Lam geskrywe staan. Ek wil op hierdie punt sommer net vir jou vra, dink jy regtig, dis die moeite werd om dit te mis? Dink jy regtig met jou 10 of 12 jaar op aarde, 28 jaar op aarde, 35 jaar op aarde, 17 jaar op aarde, 50 jaar op aarde, 80 jaar op aarde, dink jy regtig dat dit die moeite werd is om hierdie jare vir jouself te vat, volgens jou eie drange en seksuele drifte en menslike drange te leef? Of sou dit baie beter wees om God die Gees toe te laat om jou lewe te heilig en om jou gehoorsaam te maak aan God en om jou geestelike luiheid te los en om regtig maar voluit vir die Here te leef, omdat jy weet die nuwe Jerusalem wag vir ons. Dis die belofte wat die Here aan ons maak. As jy verder lees, geliefdes, sal jy ook daar 'n klomp dinge raakloop. Ek lees vers 3 vanaf 22, daar sal niks meer wees wat deur God vervloek is nie. Die troon van God en van die Lam sal in die stad wees en sy dienaars sal hom dien. Hulle sal hom sien en sy naam sal op hulle voorkoppe wees. Ja, ek het vir u verlede Sondag die 3 Januarie gesê, ons is so bekommerd oor die merk van die dier, maar ons jubel nie en ons juig nie en ons vier nie die feit dat die merk van die Vader en die Seun op ons voorhoofde is nie. En hier word dit weer gesê, dat as jy 'n inwoner is van die stad Jerusalem, dan sal jy hierdie wonderlike teken op jou voorkop hê, en ook nou op hierdie aarde. Daar staan geskryf, daar sal nie meer nag wees nie.
Die mense is nie die lig van die mense het nie die lig van 'n lamp en die lig van die son nodig nie, omdat die Here God hulle sal verlig en hulle sal tot in alle ewigheid regeer. Ons volgende toneel. Keer Johannes weer terug, nie by wat hy nou sien nie, maar die hoofstuk is afgesluit, die oorwinning is behaal, die nuwe Jerusalem is aan hom bewys en gewys. Hoor wat gebeur nou tussen hom en verskeie ander persone. Daar vanaf vers 6, net bo kan dit staan daar, die wederkoms van Jesus. Ons het hierdie maand 'n tema, of Desember maand 'n tema gehad, gaan na die mense toe want Jesus is op pad. Die boodskap vandag is, die baba in die krib, luister baie mooi, is die oorwinnaar. Hy is die Alfa en die Omega. Nou tree Johannes weer in gesprek en die engel gaan na hom toe, die engel sê, hierdie woorde is betroubaar en waar, daar by vers 6. Die Here God wat sy gees aan die profete gegee het, het sy engel gestuur om vir sy dienaars te wys wat binnekort moet gebeur. Dan kom die Here Jesus aan die woord en hy sê vir Johannes, kyk, ek kom gou. Geseënd is elkeen wat die woorde van hierdie profetiese boek ter harte neem. Dit het ons al vroeër gekry, die woorde van hierdie boek ter harte neem, dis al ook in Openbaring 1 is dit ook vir ons gesê. En dan praat Johannes, hy sê, dit is ek Johannes, wat dit alles gehoor en gesien het. En hy sê, hy vertel dat hy by die voete van die engel neergeval het, en dat die engel vir hom gesê het, pas op, jy kan nie my aanbid nie, ek is net 'n engel. En geliefdes, die van u wat engele aanbid, stop daarmee. 'n Engel is 'n skepsel van God. 'n Engel is nie my en jou diensknegt vir wie ons kan opdragte gee nie. 'n Engel is 'n skepsel van God soos u en ek, en God stuur hulle as boodskappers en gebruik vir hulle in sy diens, nie in jou en my diens nie. Daarom sê hier dat die engel vir my gesê het, jy moet God aanbid, dit staan daar baie mooi. Verder sê hy vir my, moenie die woorde van hierdie profetiese boek geheim hou nie, want die eindtyd is naby. Geliefdes, dis baie waar. Ons steek Openbaring weg en ons as predikers is ook skuldig daaraan. Maar geliefdes, hier openbaar die Here sy wil, en die volgende vers is ontstellend. Kyk 'n bietjie die volgende vers, daar by vers 11. Wie kwaad doen, moet voortgaan om kwaad te doen, en wie vuil is, moet vuil bly. Maar wie doen wat reg is, moet voortgaan om reg te doen, en wie heilig is, moet heilig bly. Hoe moet 'n mens dit verstaan? Ek verstaan dit persoonlik so, dat as hy met Johannes praat, na hierdie openbaring, na hierdie onthulling, dan sê hy, hulle wat my nie wil volg nie, moet dan aangaan met hulle kwaad. Maar die wat my volg, die wat aan my glo, moet heilig word, en moet my met hulle hele hart en siel en verstand dien. So geliefdes, hier sit ek en jy, ons luister na hierdie woord wat die soveelste keer dalk in ons lewe, of dalk vir die eerste keer in ons lewe, dat die Here vir ons sê, neem 'n besluit. Maar halfhartigheid gaan nie vir jou punte tel nie, gaan nie vir my punte tel nie. Of 'n mens is vir God, of jy's teen God. Jy kan dus besluit, gaan jy aan die kant van die Satan, die kant van die bose magte onder, of gaan jy saam met die mag van die lig, saam met God, saam met die lam, saam met die engele, saam met sy leerskare, gaan jy saam met hom leef en oorwin. Hier staan dan die volgende woorde. Die engel wat dan sê, dan Jesus wat sê by vers 12, kyk, ek kom gou, ek bring die loon saam met my, om elkeen te beloon vir wat hy gedoen het. Vandag se tema, hy is die oorwinnaar, hy sê Alfa en Omega, hy sê, ek is die Alfa en die Omega, dis Jesus se woorde. Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. Geseënd is die wat hulle klere was, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en deur die poorte van die stam kan ingaan. Buitekant is die dwaalleraars en so meer. Geliefdes, ons het 'n dringende geleentheid in die laaste toneel. As deur Jesus en die engel weer met Johannes praat en hierdie dinge wat gebeur het saamvat. En dan staan daar op die einde van hierdie boodskap, het die Here Jesus gesê dat hy die blinke môrester is. Wat is die rede vir 'n blinke môrester? As die blink môrester opkom, dan weet u die dag gaan breek. Die dag is aan die kom. Jesus Christus
waarsku vir ons en sê, ek is die blinke môrester, ek is op pad. Nou kan u sê, maar dis al 2000 jaar later, ek glo nie meer hierdie stories nie. 2000 jaar op God se kalender is 2 dae. Hy kan 'n 3de dag en 'n 4de dag of nog duisende jare byvoeg, maar hy sê, in my kalender kom ek gou, jy moet gereed wees. En soos wat een van ons gemeentelede, Johan van die kerk, getuig het na Openbaring 1, toe sê hy, wat my getref het, is dat wanneer 'n mens sterf, dan is dit God se wederkoms vir jou. So, in die COVID-tyd, gaan dit oor 'n week wees, 2 weke, 3 weke, oor 'n maand of 2. Ons weet nie wanneer Christus se individuele wederkoms kom vir jou en vir my nie, maar ons moet gereed wees. Ons moet vir hom wag en inderdaad gereed wees. En dan staan hier, en ek gaan dit nou nie alles lees nie, maar hier is 'n oproep wat sê, ja, kom Here Jesus, kom gou. Daar by die einde van die bladsy vers 20 sê, waar die Here sê, ja, ek kom gou, amen, kom Here Jesus, en hierdie uitspraak, die genade van die Here Jesus sal met almal wees. Miskien is dit lank, maar met die opname het jy die voorreg om weer hierdie boodskap te gaan lees, te gaan luister en die Bybel te gaan lees. Geliefdes, moenie dat ons slaap nie, moenie dat ons oorgerus wees nie. As die Satan COVID sou gebring het om ons pret te bederf en om ons te vermoor, dood te maak, dan is dit die Here Jesus wat sê, ai koning, ek gebruik hierdie geleentheid omdat ek vir jou wil gereed maak vir die ewigheid. Al is dit oor 'n week, al is dit oor jare. Jesus Christus, die baba in die krib, is die oorwinnaar, die Alfa en die Omega. Kom ons bid saam. O Here my God, ons Vader, ons Verlosser, die Lam, ons Heilige Gees. Dankie dat hierdie woord so aktueel is, en so vertroostend, en so versterkend is. Dankie dat U ons met hierdie woord ingelig het, om ons te motiveer, sodat ons kan volhard in die geloof. Here, vandag sit hier mense en luister, kleinkindertjies, voorskools, laerskoolkinders, hoërskoolkinders, jong mense, ouer mense en ou mense. En vandag wil ons vir U sê, dankie Here vir hierdie kosbare woord. Dankie vir die toneel van die oordeel, die toneel van die koms van die nuwe Jerusalem. Dankie Here vir die 3de toneel waarin ons Jerusalem, die nuwe stad, so in diepte kon na kyk en bestudeer en beleef. Maar dankie ook dat ons kan weet, U is op pad, want dis tyd, die tyd gaan aanbreek, dat U vir ons moet verlos uit die mag en uit die kloue van die bose. Maar die Here, gee vir ons dan nou energie vir die jaar. Laat ons jubel en juig wetende, ons deel in die verlossing, en ons deel in hierdie ewige lewe, en ons deel in hierdie wonderlike vooruitsig. Daarom, vir die wat dalk lam geword het, die wat se knieë swak geword het, die wie se hande lam en kragteloos hang, Here, kom rig ons op, kom tel ons op, en laat ons hierdie hemelse toneel heeltyd in gedagte hou. Laat ons dit in ons geestesoë vir ons verbeelding hou. Laat ons daaruit leef, sodat ons, Here, die eise en die uitdagings van hierdie lewe kan hanteer. U is die Alfa en die Omega, die een wat was, die een wat is en wat kom, die Almagtige. Aan U al die eer. Amen. Geliefdes, ons gaan nou die lied luister wat dalk vir U 'n begrafnislied is. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Maar jubel en juig saam met dit. Dis 'n opname wat 'n vreugde weerspieël of dit in vreugde sing. Kom ons sing dit dan ook met opgewondenheid. Ek sien 'n nuwe hemel, ek sien 'n nuwe aarde en dit wat daarmee saamgaan. Maar voor U dit luister, wil ek graag die Here se seën oor U uitspreek. Wil vir U baie dankie sê dat U hierdie reeks getrou gevolg het en dat U daarmee erns maak. En ek dank net die Here vir die voorreg wat 'n mens gehad het
Maar geliefdes, dank ons ook God vir hierdie besonderse boek en ook die boek Openbaring. Geliefdes, God is oral. Hy is oral teenwoordig. Kinders, ons het Oujaarsdag gehoor dat die Here nie sluimer nie en ook nie slaap nie. Ons het gehoor dat ons altyd ons krag by hom kan kry. Daarom kan jy weet, God is bokant jou, God is onderkant jou, God is rondom jou, God is langs jou, God is voor jou, hy is agter jou, maar hy is ook in jou en met jou. Geliefdes, kinders, ouer mense, beleef hierdie waarheid. Dis vir jou bedoel. Luister dan nou lekker na hierdie lied, ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. En die van u wat terugkom van vakansie af, mag u veilig reis en veilig by die huis aankom. Mag die Here ook elkeen van u beskerm teen die virus, tot eer van sy naam.